Die dorpie Arniston lê aan die suidpunt van Afrika. Dit is vernoem na die Arniston, 'n skip van die Britse Oos-Indiese Kompanjie. Die skip het 8 reise na Indië gedoen en op die 9de reis het dit op 30 Mei 1815 hier aan die kus gesink. Die dorpie het slegs 'n gedeelte van sy karakter as 'n klein vissersdorpie met klein wit gekalkte huisies behou. Deesdae het dit plek gemaak vir groot herehuise. Ons is vandag hier om die Waarnhuiskrans grot te besoek. Hierdie is die parkeerplek. For the benefit of our English viewers, Waarnhuiskrans grot actually means Wagon House Cliff. And we will show you a bit later why that name is. Ons brug die wande af na so 1.8 bar. Terwyl ons met die bande besig is my mede-reisgenote so lank besig om 'n bietjie na die see te kyk. Goed, hy is reg so. En ons is reg om die pad te vat na die grot. Onthou asseblief dat hierdie pad net vir 4x4 is. Die sand hierso raak 'n bietjie dik op plekke, maar dis meer die rotse wat uitstaan en die grondvryhoogte van jou voertuig wat belangrik is. Indien jy nie 'n 4x4 het nie, parkeer asseblief in die aangewyste parkeerarea en stap na die grot toe. Dit is nie baie ver nie. Hier is ook baie kranige stappers wat spesifiek kom net om te stap in hierdie gedeeltes. Hierdie 4x4 roete by Waarnhuiskrans word beskryf as een van die kortstes in Suid-Afrika, maar daar's ongelooflik baie om te sien. Daar's ongelooflike pragtige uitsigte van die see terwyl jy ry. Vir die wat hou daarvan om plante te kyk, is daar ook 'n verskeidenheid beskermde plante groei. Voordat jy vertrek, moet jy seker maak dat jy min of meer met laagwater by die grot gaan wees. Die grot is glad nie toeganklik wanneer die hoogwater is nie. Dit is baie gevaarlik om te probeer om daar in te gaan. Vir mense wat hou van 4x4 is hierdie 'n lekker paadjie om te ry. Dis nie 'n baie hoë gradering nie. Vir mense wat hou daarvan om te stap, sal dit baie mooi wees om by die kus langs te stap. Daar's baie mense wat van die parkeerterrein af na die grot toe stap, of selfs van Arniston af na die grot toe stap. So hier en daar is daar effens 'n bultjie met miskien 'n paar slote. In die wintertyd wanneer dit reën, sal dit waarskynlik heelwat moeiliker wees om hierdie paadjie te ry. Mag dalk 'n bietjie gladder wees. Indien jy met hierdie pad aanhou verby die grot, dan raak die sand 'n bietjie dikker. Verder aan kry jy ook 'n navigasiebaken met 'n uitkykpunt en viskrale waar die inheemse mense vroeër vis gevang het. Terloops, die naam van die uitkykpunt is Struispunt en die naam van die navigasiebaken is maar net die baken. Dis hoekom jy nie met plakkies kan kom nie. Die klippe raak vreeslik glad om te loop en hulle rol soms onder jou voete uit. As jy iemand is wat hou van mooi, dan is hierdie area een van die plekke wat jy op jou emmerskoplys moet sit. Dis 'n plek wat jy behoort te besoek, ten minste een keer in jou lewe. Van die parkeerterrein waar jy met die 4x4 gestop het, beweeg jy af na die see se kant toe, dan stap jy regs om die rotse, en dan sal jy sien waarom jy net met laagwater by hierdie grot kan inkom. Gedurende hoogwater sal hierdie area basies heeltemal onder water wees. Oral is daar interessante rotsformasies, poelietjies en spoelklippe sigbaar.
'n Mens gaan nie van voor af by die Waarheidskransgrot in nie. Mens gaan van hierdie sygrot af, deur hy klein opening. Dit is 'n baie skelm ingang waar jy moet ingaan. Hierdie Waarheidskransgrot was eers deur die boere holkrans genoem. En hulle het toe later die naam verander na Waarheidskrans. Want hulle het gesê 'n wa met 'n span osse kan hier draai hier binne. En daar is die gaatjie waar jy moet inkom. Hier is tamelik geleentheid vir foto's. Afhangend van watter kant van die grot jy staan, kan jy kies of jy 'n ligte foto of 'n donker foto wil hê. Die Waarheidskransgrot staan bekend as die grootste kusgrot in Suid-Afrika wat nie 'n pilaar in die middel het nie. Dit is interessant hoe laag hierdie dak van hierdie grot eintlik is. Hierso kan ek basies daaraan raak. En soos jy nou verder uitgaan, so gaan hy baie hoër. Een mens kan 'n groot deel van die dag hier spandeer. Een mens kan jou verkyk aan al die klippe, al die gesteentes, al die vorme teen die dak. Maar hoogwater is op pad, so dis tyd om uit die grot uit te kom. Indien jy hou van ons video's, maak asseblief seker dat jy ingeskryf is op die kanaal. Druk subscribe, druk die klokkie, sodat jy gereelde opdaterings kry op wanneer ons 'n video opsit. En druk asseblief by elke video like, want dit wys weer vir YouTube dat hulle vir ander mense ook die video moet wys. Baie dankie dat jy ons video's kyk en dat jy saam met ons reis. Tot volgende keer. O ja, indien jy wil hê ons moet u area besoek, kontak ons gerus en ons maak 'n plan.